Hallo almal, in hierdie video gaan ek vir jou leer hoe om te bepaal of 'n driehoek reghoekig is. Ons gaan 4 voorbeelde doen. Nou wanneer ons gaan bereken of 'n driehoek reghoekig is, gaan ons eintlik die teenoorgestelde van die stelling van Pythagoras doen. Nou die stelling van Pythagoras sê mos dat die skuinsy kwadraat is gelyk aan die een sy kwadraat plus die ander sy kwadraat. So wat 'n mens gaan doen is, daar het ek nou vir jou geskryf, r kwadraat is x kwadraat plus y kwadraat. So wat jy gaan doen is, jy gaan apart die skuinsy kwadraat bereken, ons noem dit die linkerkant van die vergelyking, en dan gaan jy apart vir x kwadraat plus y kwadraat bereken, met ander woorde die een sy kwadraat plus die ander sy kwadraat, en ons noem dit die regterkant van die vergelyking. En dan, indien jou linkerkant gelyk is aan jou regterkant, dan het jy 'n reghoekige driehoek. So ons bereken die teenoorgestelde van die stelling van Pythagoras. Voorbeeld 1. Bereken of driehoek PQR 'n reghoekige driehoek is. Nou voordat ons nou die sommetjie doen, kom ons gaan kyk gou na driehoek PQR. Ons moet nou net eers gou daardie sye vir ons makliker benoem. So ons kan sê dat sy PQ is ook klein r, want hy staan teenoor hoek R. En daardie sy is klein p, want hy staan teenoor hoek P, en daardie sy is kleintjie, want hy staan teenoor hoekie. Nou, om te bewys of ons driehoek reghoekig is, wat ons doen is, ons gaan nou eerste ons langste sy vat en dit kwadreer, 'n som op sy eie. En hoekom die langste sy? Want in 'n reghoekige driehoek is die langste sy altyd die skuinsy. So die langste sy daar is r kwadraat, 20 kwadraat, wat beteken 20 maal 20, en dit is 400. Dit is nou een gedeelte van ons som. Dan trek ons 'n lyn, 'n definitiewe lyn in die middel, om ons twee somme te skei, en dan doen ons die tweede gedeelte. Ons doen 1 sy kwadraat plus die ander sy kwadraat. So dit sal vir ons wees q kwadraat plus p kwadraat. Q was 16 kwadraat plus en p was 12 kwadraat. 16 kwadraat beteken 16 maal 16, wat 256 is, plus 12 kwadraat beteken 12 maal 12, wat 144 is. En as ons daardie twee bymekaar tel, dan kry ons 400. So wat sien ons? Ons sien dat die langste sy kwadraat, wat r kwadraat is gelyk aan die som van die ander twee sye, q kwadraat plus p kwadraat. So ons sien Pythagoras gebeur hier voor ons oë. Dus kan ons sê dat PQR, driehoek PQR, is wel 'n reghoekige driehoek. Voorbeeld 2. Bepaal of driehoek NOP reghoekig is. So weer eens gaan ek gou sê daardie sy is klein n, daardie sy is klein o, en daardie sy is klein p. So waar ons begin, die langste sy sal die skuinsy wees. So die langste sy kwadraat, in hierdie geval is p kwadraat, is 6 kwadraat, 6 maal 6 is 36. Dan skei ons som met 'n lyn, en nou gaan ons sê die een sy kwadraat plus die ander sy kwadraat. So ons gaan sê, dit is dan nou eintlik o kwadraat plus n kwadraat. O is 5 kwadraat plus n is 4 kwadraat. 5 kwadraat beteken 5 maal 5, wat 25 is, plus 4 kwadraat beteken 4 maal 4, wat 16 is. 25 plus 16 is 41. So wat sien jy nou? Dat die langste sy kwadraat, met ander woorde p kwadraat, is nie gelyk aan die ander twee se kwadraat bymekaar getel nie. So, daarom sal driehoek NOP nie 'n reghoekige driehoek wees nie.
Voordat ons aangaan, as jy baat gevind het, sal jy asseblief die video like en dan wil ek vra, het jy al subscribe? Of jy's ook baie welkom om kommentaar te lewer of beter nog, vertel jou vriende van hierdie kanaal. Kom ons gaan aan. Voorbeeld 3. Die volgende inligting is gegee. AB is 16 cm, BC is 63 cm en AC is 65 cm. Is driehoek ABC reghoekig? Indien wel, watter hoek is 90 grade? So nou sal jy sien, daar's nie eers 'n skets nie. So nou moet jy jou eie driehoek maak en jy moet hom nou nog nommer A, B, C. Nou kan jy die lengtes gaan insit. AB moet 16 wees, BC moet 63 wees en AC moet 65 wees. Nou goed, nou vra die vraag hierso, is hierdie driehoek van ons reghoekig? So dit beteken ons moet die omgekeerde van die stelling van Pythagoras doen. So wat het ek jou geleer? Jy gaan begin by die skuinsy kwadraat. Nou waar is die skuinsy? Dit is die langste sy. En as jy nou na daardie driehoek kyk, dan sal die langste sy wees AC gekwadreer. En die lengte is gegee 65. 65 kwadraat beteken 65 maal 65 en dit is 4225. Dan trek jy 'n definitiewe lyn en jy gaan nou sê die een sy kwadraat plus die ander sy kwadraat. So wat is oor? Ons het vir AB kwadraat plus CB kwadraat. AB se lengte is 16 kwadraat plus CB se lengte is 63 kwadraat. 16 kwadraat beteken 16 maal 16 wat 256 is. 63 kwadraat beteken 63 maal 63 wat 3969 is. Tel daardie twee bymekaar en jy kry 4225. So wat sien jy? Dat AC kwadraat, die langste sy kwadraat, is gelyk aan AB kwadraat plus CB kwadraat. So dis stelling van Pythagoras. Dus is driehoek ABC 'n reghoekige driehoek. Maar wat was die vraag nou verder? Hierbo. Indien wel, watter hoek is 90 grade? En dit is mos nou die hoek wat teenoor die skuinsy staan. En watter sy is die skuinsy? Die langste sy. So stem jy met my saam, ons langste sy is AC, wat 65 is, en die hoek wat teenoor daardie sy staan, is B. Dus is B die regte hoek. Voorbeeld 4. Gegee die skets. Bereken x se grootte. Nou ja, hier sien jy nou vir x is 'n hoek. En al wat jy het, is jy het 'n driehoek KLM, waarvan 3 sye se lengte vir jou gegee is. So sien jy, in plaas daarvan om vir jou nou te vra, gebruik die omgekeerde van die stelling van Pythagoras, moet jy nou self besef, maar wag 'n bietjie, as ek die omgekeerde van die stelling van Pythagoras kan bewys, en ek kan bewys dis reghoekige driehoek, dan weet ek x is 90 grade. So waar gaan 'n mens begin? Jy gaan begin by die langste sy van die driehoek natuurlik, gekwadreer is KL, want dit is 13. 13 gekwadreer beteken 13 maal 13 en dis 169. Definitiewe lyn en dan gaan jy sê die een sy kwadraat plus die ander sy kwadraat. Nou goed, dit gaan vir ons wees LM kwadraat plus KM kwadraat. LM is 5 kwadraat plus KM is 12 kwadraat. 5 kwadraat is 5 maal 5 is 25.
12 kwadraat is 12 maal 12, dis 144. 25 plus 144 is 169. So wat sien jy? Jy sien KL kwadraat is gelyk aan LM kwadraat plus KM kwadraat. Dus is dit 'n reghoekige driehoek en X is 90 grade. In die volgende les gaan ek vir jou leer waar gaan ons die stelling van Pythagoras in die alledaagse lewe gebruik. Klik op die video in die linkerkantste hoek hierbo om jou direk na daardie video te neem.